Baie welkom. Mag die Here deur sy Gees ons vanmôre net so seën soos hierdie reën wat val hier buite. Kom ons sit net so en ons bid net saam. Here, ons dankie vir die wonders wat U in ons midde gedoen het in hierdie afgelope tyd. U het hierdie getuienisse gehoor. U weet, Here, want U was elke dag in elkeen van hierdie sake werksaam. En U het hierdie mense gehelp en gelei deur hierdie dal van doodskaduwee en die verskriklike dinge wat hulle deurgegaan het, Here. En U het bygestaan en U het gehelp en U het deure oopgemaak. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ons dankie ook dat ons vanmôre weet dat U hier in ons midde is. U is hier teenwoordig. U het ons hier bymekaar gebring, Here. En U gaan ons vanmôre seën met U teenwoordigheid en uit U woord. Ek wil vanmôre kom bid vir Tannie Rina se familie, Here. Ek bid dat U vir hulle sal genees en dat U vir hulle sal help om vertroos te word. En wanneer ons Vrydag haar afskeidsdiens het, Here, bid ek dat U vir hulle op 'n baie besonderse manier sal kom naby wees en sal kom help. Dankie vir die tyd wat sy in ons gemeente was en die voorbeeld wat sy vir ons was. Ons weet sy's by U, Here, en ons weet sy het die stryd gestry en die geloof behou. En ons sê vir U dankie vir die voorreg wat dit was om saam met haar te kon wandel. Dankie, Here, dat ons wat nog in die lewe is, kan voortgaan met die werke in U wingerd. En dankie, Here, dat ons weet dat U sal ons ook kom haal op die bestemde tyd. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Seën ons nou. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, in die vorige boodskap het ons gesien, Jesaja 59, baie duidelik, dat geen verlossing kan plaasvind sonder bekering nie. En die probleem het by die volk van God gelê en nie by God nie, want 'n berouvolle terugdraai na God is die enigste manier om by die reddende genade van God uit te kom. Solank as wat die mens sy of haar hart verhard in hoogmoed, kan geen verlossing plaasvind nie. Vandag gaan ons voort met hierdie gedeelte wat strek vanaf hoofstuk 59 tot 61. En soos ons in die vorige boodskap gesien het, gee Guzik aan hierdie 3 hoofstuk gedeelte die tema The Glorious Light of the Messiah's Kingdom, die wonderbare lig van die koninkryk van die Messias. Ons gaan dan vandag voort na hoofstuk 60. In ons Afrikaanse Bybels is die opskrif van hierdie hoofstuk: Jerusalem word weer verheerlik en ryk gemaak. In die King James, The Future Glory of Israel. Guzik gee aan hierdie hoofstuk ook die tema The Glorious Light of God's Kingdom. Die tema van vandag se boodskap is dan God self herstel Israel, en ek het bygesit en God wil jou en my ook herstel, en ons sal daarna kyk vanmôre. Voordat ons hierdie hoofstuk begin oopbreek, hoofstuk 60, kom ons gee net gou weer 'n tree terug na hoofstuk 59, want dit sal ons help om hoofstuk 60 beter te verstaan. In hoofstuk 59 het ons gesien dat God baie verbaas is dat niemand tussen beide tree nie. Sy volk is in 'n toestand, hulle het verval in afgoderry, hulle is verlore, maar niemand tree tussen beide nie. Niemand tree in vir hulle en help nie. Geen mens tree na vore om te help en te herstel nie. En daarom sê God in hoofstuk 59, ek sal dit self doen. Ek sal self my panser van geregtigheid aantrek. Ek sal self my helm van heil aantrek en my klere van wraak. Ek sal na vore tree en dit wat verkeerd is, herstel. Ek sal na vore tree en my op my vyande wreek. Ek sal na vore tree en 'n Messias stuur om hulle weer bymekaar te bring. En die uiteindelike gevolg is dan vers 19 van Jesaja 59, wat ons in die vorige boodskap ook gelees het. En hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom
wat die asem van die Here aandrywe. Nou in vers 19 in die King James is die bewoording effens anders in die Engels, en dis miskien vir baie van julle 'n meer bekende vertaling, die Engels. Luister na hierdie vers in die Engels. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. Met ander woorde, hierdie vers sê, God sal werk en niks sal dit stop nie. Ja, die vyand sal inkom soos 'n vloed by tye teen God se volk en teen God se werk. Hy sal inkom soos 'n sterk stroom, maar net tot op 'n punt. En dan sal God hom stop, hom doodstop. Want daar is 'n langtermynplan. Daar is 'n langtermyn doelwit waarin God op pad is met sy volk. En Satan is maar net nog 'n instrument in die hand van God. Die uiteindelike langtermynplan is dat God se volk sien en beleef en verstaan en erken wie die Messias werklik is. Dat hulle verstaan en erken en besef wie dit is wat hulle gekruisig het. En dan sal vers 20 en 21 van hierdie hoofstuk 59 'n werklikheid word vir hulle, maar vir Sion kom hy as verlosser, hoofletter V, en vir die wat hulle in Jakob bekeer van oortreding, spreek die Here, want God sê ek het 'n verbond met hulle. God is al lank al besig met hierdie plan. Na 2000 jaar het hy sy volk teruggebring uit hulle verstrooiing en hulle is weer 'n soewereine staat vir die eerste keer in 2000 jaar. En vriende, dit het so oornag gebeur, so skielik, net soos wat Jesaja dit gesien het en dit beskryf in Jesaja 66 vers 8 waar hy skryf: wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weer gekry met eens haar kinders gebaar. Ons weet reeds dat God 'n afspraak het met sy mense tydens die groot verdrukking. Dit is een van die redes waarom daar 'n groot verdrukking moet wees. Dit word ook genoem die benoudheid van Jakob. Twee redes waarom daar 'n groot verdrukking moet wees is, God het 'n afspraak met sy volk, sodat hulle oë kan oopgaan en hulle kan sien wie die Messias is. En tweedens, God het 'n afspraak met die nasies, wat teen hom gedraai het en teen sy volk gedraai het, en hy gaan hulle oordeel. Maar nadat hy met die nasies gedeel het, en nadat sy volk erken het wie hy is, dan gaan God hulle op 'n wonderbaarlike manier seën, 'n tema wat ons reeds vroeër in Jesaja gesien het. Nou hierdie gedeelte in Jesaja 60 is 'n verdere uitbou van hierdie tema van hoe dat God hulle gaan seën en gaan verheerlik en ryk gaan maak. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk, en bly saam met my, ek gaan net die hoofstuk vir ons deurwerk, en dan gaan ons dit van toepassing maak op ons lewens ook. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk beskryf hy die komende glorie van Israel, spesifiek tydens die 1000 jaar van vrede. En hy sê in vers 1 tot by vers 3, daar sal lig oor julle skyn, die glorie van die Messias sal oor julle wees. Vers 1 sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Guzik skryf in sy kommentaar hieroor, dit is geen aardse lig nie, dit is lig wat uitstraal vanuit die heerlikheid van die Here. Dit is soos die lig van ons Here Jesus tydens sy verheerliking, toe sy aangesig soos die son geskyn het, en sy klere soos wit lig geword het. Wanneer die Here sy glorieryke lig oor Israel verhef, sal die heidennasies dit sien en aangetrokke wees tot hierdie lig.
Selfs konings sal aangetrokke wees tot die helderheid van Israel se opkoms. En hierdie sal uiteindelik vervul word in die 1000-jarige koninkryk van die Here Jesus, wanneer Israel onder al die nasies verhef sal word. En vriende, daar is geen manier waarop jy hierdie 3 verse, soos baie mense probeer, op die kerk van toepassing kan maak. Vervangingsteologie kan nie hier werk nie. Soos ons reeds in 'n vorige boodskap gesien het, is daar 'n baie duidelike verskil tussen God se volk as 'n entiteit en die Nuwe Testamentiese kerk as 'n entiteit. 2 verskillende entiteite. Hierdie beloftes wat ons vind in Jesaja 60 is nie vir die kerk bedoel nie. God praat nie hier van die lig wat oor die kerk sal skyn en oor die kerk sal opkom nie. God praat van lig wat oor sy volk sal opkom tydens die 1000 jaar van vrede. Hierdie beloftes is op hulle van toepassing, want ons Heiland is die lig van die wêreld, en wanneer hy sy voete op die Olyfberg neersit en hy in Jerusalem begin regeer, sal die lig wat uit hom uitstraal al die nasies na Israel toe aantrek. Vanaf vers 4 tot by vers 13 beskryf Jesaja die groot rykdomme wat na Israel sal stroom. Tydens die 1000 jaar van vrede sal ongelooflike rykdomme na Israel toe gebring word. Vers 4 tot by vers 13. Skryf Jesaja: Slaan jou oë rondom op en kyk. Hulle almal kom by mekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver. Jou dogters word op die heup gedra. Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor. Die skatte van die nasies kom na jou toe aan. 'n menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Midian en Eva. Hulle sal almal uit Skeba kom. Hulle bring goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Al die kleinvee van Kedar sal vir jou versamel word. Die ramme van Nebajot sal jou dien, en hulle sal kom as 'n welgevallige offer op my altaar, en ek sal my heerlike huis heerlik maak. Wat is dit? Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos 'n wolk en soos duwe na hulle vensters? Ja, op my wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan om jou seuns van ver te bring. Hulle silwer en hulle goud is by hulle, vir die naam van die Here jou God en vir die Heilige van Israel, omdat hy jou heerlik gemaak het. En uitlanders sal jou mure bou, en hulle koning sal jou dien, want in my toorn het ek jou geslaan, maar in my welbehae het ek my oor jou ontferm. En jou poorte sal altyd deur oop staan, en hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdomme van die nasies en hulle konings in triomftog. Want die nasies en die koninkryke wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en die nasies sal seker verwoes word. Die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom, die sipres, die plataan, die denneboom, almal saam, om te versier die plek van my heiligdom, en ek sal die plek van my voete heerlik maak. Wat 'n wonderlike belofte vir die volk van Israel. Regdeur hierdie hele gedeelte is die groot temas die herversameling van God se volk uit al die lande. En ons kan veronderstel dat in die 1000-jarige koninkryk van ons Here Jesus, elke Joodse persoon wat op die aarde oorbly en in die nasies wat op die aarde is, verstrooi is, na Israel toe versamel sal word. Die huidige versameling, wat maar net die begin is 'n heerlike vooruitsig op hierdie volledige herversameling. En nie net sal hulle skatte bring wanneer hulle na Israel toe kom nie, maar ook die nasies sal gewillig hulle rykdom gee. Net soos wat die Egiptenare gewillig hulle geld en hulle rykdom aan die Israeliete gegee het toe hulle Egipte verlaat het. Soveel sal gegee word dat die poorte van die stad voortdurend oop sal moet wees. Hulle sal goud en silwer bring. Waarom skenk die nasies sulke rykdom aan klein Israel?
Eerstens, erken hulle dat hulle daardeur aan God hulle offers bring. Hulle bring hulle silwer en hulle goud met hulle saam, om aan die naam van die Here, die God van Israel, lof te bring. Nog 'n rede, skryf Guzik, waarom die rykdom van die nasies na Jerusalem in die 1000-jarige vrederyk sal stroom, is om die 1000-jarige tempel te bou en te onderhou. Die 1000-jarige tempel, wat in groot detail in Jesegiel 40 tot 47 beskryf word, sal staan as 'n plek van God se teenwoordigheid en sal sy werk in die geskiedenis van die mens herdenk. Rykdomme sal na Israel stroom in die 1000 jaar van vrede. Ongekende rykdomme, vriende, sal na die volk van Israel gebring word. In die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk sien Jesaja die glorie van Israel in die 1000 jaar van vrede. Maar hy kontrasteer dit met hoe hulle in die verlede behandel was deur die nasies om hulle. Vanaf vers 14 tot 18 beskryf hy hoe die nasies hulle in die verlede behandel het en hoe hulle behandel sal word tydens die regering van die Messias. Kom ons lees vers 14 tot 18. En die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek. Almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole, en hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. In plaas daarvan dat jy verlate en gehaat is, sonder dat iemand daar deurtrek, sal ek jou maak tot 'n ewige heerlikheid, 'n vreugde van geslag tot geslag. En jy sal die melk van nasies suig, en die bors van konings suig, en sal weet dat ek die Here jou heiland is, en jou losser, die magtige van Jakob. Vir koper bring ek goud, en vir yster bring ek silwer, en vir hout koper, en vir klippe yster, en ek sal vrede as jou owerheid aanstel, en geregtigheid as jou bestuurders. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, en geen verwoesting en verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Al die nasies wat heiliglik teen Israel staan, wat hulle verdruk rondom hulle, wat hulle haat, volke en lande soos Iran en die ander volke wat daar rondom hulle is, wat vyande van Israel is, sal in die 1000 jaar van vrede gebukkend na hulle toe kom en kom erken dat God hulle verheerlik het en dat daar net een God in die hemel is, en dit is die God van Abraham en van Isak en van Jakob. Wat 'n glorieryke transformasie, skryf Guzik. Van die geweld en die onbeheerste bloedvergieting van Jesaja 59 na mure wat redding genoem word en poorte van lof. Maar dan skryf hy 'n baie interessante ding. Hy sê, die uiteindelike vervulling van hierdie dinge wag nog, want die 1000-jarige koninkryk is nog nie hier nie. Maar die koning van daardie koninkryk is reeds hier, en wil van daardie werk reeds nou op 'n ander vlak in ons lewens doen. Luister wat sê hy. Byvoorbeeld, skryf hy, 'n huis kan nou al 'n pragtige transformasie sien en beleef. Dit kan van 'n Christelike huis gesê word, skryf hy, geweld sal nie meer in jou huis gehoor word nie, nog verwoesting en vernietiging binne jou mure, maar jy sal jou mure verlossing noem en jou deure lof. Kan ek jou vanmôre vra, as jy na jou eie huis kyk, jou eie lewe, jou eie huishouding, kan jy dit noem mure van verlossing en deure of poorte van lof? In die laaste 4 verse van hierdie hoofstuk sien Jesaja hoe God self sy volk sal hanteer tydens die 1000 jaar. Kom ons lees vers 19 tot 22. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as sy glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan, en jou maan sal nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.
en jou volk sal almal regverdiges wees. Vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking. Die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Hy sê, Guzik skryf, hy sê, wanneer ons die konteks van Jesaja se profesie onthou, maak dit selfs meer kosbaar. Jesaja skryf onder die skaduwee van die komende nederlaag en ballingskap. Aan daardie onteieende volk van God wys Jesaja vir hulle op 'n dag ver in die toekoms, wanneer hulle land vir ewig sal beerwe. En hierdie belofte sou nie vervul word, skryf hy, omdat die volk van God so goed was nie. Inteendeel, die Here het gesê dat dit gesien sou word as die werk van sy hande. Inteendeel, die belofte lyk te goed om waar te wees, skryf hy. Want ons is gekondisioneer om te dink as iets te goed is om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Maar, skryf hy, God is nie te goed om nie waar te wees nie. God is te goed om nie waar te wees nie. Vriende, God gaan hulle volkome herstel. Inteendeel, hulle sal herstel word ver bo hulle wildste drome. Waarom? Want God is 'n God wat herstel. Altyd. Sonder uitsondering. Waar God werksaam raak, vind daar herstel plaas. Waar God werksaam raak, vind daar opbouing plaas. Waar God werksaam raak, vind daar genesing plaas. Waar God werksaam raak, word verhoudings versterk. Want God is 'n God wat herstel. In die volgende paar hoofstukke gaan ons meer van hierdie herstelwerk sien wat God nog gaan doen en waarmee hy reeds begin het en hoe hy uiteindelik alles gaan herstel, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hoekom? Want God is aan die herstelkant van dinge, vriende. Satan is aan die afbreekkant van dinge. God is 'n hersteller en 'n opbouer en 'n geneeser en Satan is 'n vernietiger en 'n afbreker en hy is die een wat chaos saai en wat mense en gesinne en lande en volke vernietig. God bou op, Satan vernietig. En God het van sy kant af met hierdie herstelproses begin met die mens. Hy het na ons toe uitgereik nadat ons teen hom gesondig het. Hy was onskuldig in hierdie hele saak, maar hy reik uit na ons. Hoekom? Want hy's 'n God wat herstel en hy probeer hierdie verhouding met die mens weer herstel. Vriende, ek het dit al dikwels gesê en ek gaan dit weer sê, daar's net twee soorte mense op hierdie aarde. Julle weet nou al, né? God se mense en Satan se mense. Net hierdie twee soorte. Die wat gered is en die wat ongered is. Die wat God volg en die wat Satan volg. In elke volk en stam en nasie en taal kry jy net hierdie twee spesifieke soorte mense. God se mense en Satan se mense. Wanneer jy die wêreld en die geskiedenis op hierdie manier begin verstaan, begin dinge skielik vir jou baie duidelik en eenvoudig word. Wanneer jy na die wêreld en die lewe en die geskiedenis op hierdie manier kyk, begin dinge vir jou baie skielik sin maak en jy kan baie vinnig sien wie behoort aan wie. Met ander woorde, wie is wie? Want God se mense word toenemend soos hy. En Satan se mense word toenemend soos hy. God se mense herstel en bou op en maak die lewe beter vir almal om hulle, selfs hulle eie vyande.
Satan se mense verwoes en breek af en maak die lewe slegter vir almal om hulle, selfs vir hulle sogenaamde vriende. Dit was so sedert die tuin van Eden en dit sal so wees totdat ons Heiland terugkeer. Vriende, 2000 jaar gelede het God hierdie herstelproses versnel en dit 'n werklikheid gemaak vir miljoene mense. Nadat ons Heiland opgestaan het en gesterf het vir die sonde van die mens, het die genadedeur van God se koninkryk vir almal oopgegaan. En enige iemand wat wil, kan instap. En die wat instap, sou 'n dramatiese verandering in hulle lewens beleef. In hulle self, in hulle huisgesinne, in hulle lewens, in hulle werksplekke. Waar Satan en sonde voorheen verwoes het, is daar nou 'n herstelproses wat begin het. Hulle gesondheid het begin herstel, hulle verhoudings het begin herstel, hulle lewens het begin herstel. Hoekom? Want hulle het aan die kant van die hersteller kom staan. Hulle het aan die kant van God kom staan. En wie is God? God is 'n hersteller. God bou op, God genees, God koester. Wanneer ouers waarlik by God uitkom, deur sy genade, is dit presies wat met daai huishouding gebeur. Die traject van daai huis verander. Die traject van die gesin verander. Die traject van die kinders verander. Dit verander dramaties. Van afbreek tot opbou. Van vernietig na herstel. Nou reeds. Nie nodig om te wag tot by die 1000 jaar vrede nie. Die herstel kan nou reeds begin. Hoekom? Want die ouers het aan die kant van die hersteller gaan staan. Weggedraai van die vernietiger af. Wanneer 'n mens so na die wêreld kyk, dan verstaan 'n mens so baie dinge. So maklik in hierdie perspektief om ons land se regering te verstaan. Hulle breek af en hulle vernietig en hulle steel. Hulle is daarom Satan se mense. Daar is sekerlik in daardie party mense wat die Here volg, maar hulle is maar min. Dit is so maklik om hulle te sien. Want Satan se mense breek en brand. God se mense bid en bou. Daar's 'n duidelike verskil. Wanneer jy na die Midde-Ooste kyk, is dit ook maklik om te sien. God se mense bou op, Hamas en Hezbollah breek af. Dit is so duidelik. Dit is so maklik om dit te verstaan. God se mense, Satan se mense. Interessant vir my dan om ook te sien aan wie se kant ons regering staan. En dit is ook nie vreemd nie, want die Engelse sê mos, birds of a feather flock together. Voëls van eender se vere. Hulle staan aan die kant van die afbrekers, want hulle is afbrekers. En alles wat afbreek en vernietig, kom van Satan af. Almal wat verwoes, kom van hom af, is sy kinders. Hy is hulle vader. God bou en herstel. God koester en versterk. Dis 'n geestelike beginsel wat ons reg deur die woord van die Here vind. En ons Heiland, ons eie meester het dit so mooi verwoord in Johannes 10 vers 10. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Die hersteller en die afbreker. Almal wat aan God se kant staan, word en doen soos hy, bou op en herstel. Ek sê weer, God se mense brand en breek nie, hulle bid en bou en koester en genees.
Maar om aan die kant van die hersteller te kom staan, moet jy wedergebore word. Voordat ons op hierdie herstelpad geplaas kan word, moet ons wedergebore word, want godsdiens kan nie van jou 'n hersteller en 'n opbouer maak nie. Godsdiens kan jou nie aan God se kant plaas nie. Dit is onmoontlik. Kan nie, want dit kan nie jou hart verander nie. En om aan God se kant te kom staan en deel te word aan die herstelkant, moet jou hart verander. Jy kan 'n predikant wees en steeds jou vrou en jou kinders verbaal verwoes. Dis godsdiens. Jy kan op die kerkraad dien en nog steeds jou kollegas by die werk deur die ore werk en hulle lewens verwoes. Dis godsdiens. Dis nie 'n veranderde hart nie. Inteendeel, godsdienstiges is die Satan se gunsteling mense. Want hulle verwoes deur die week en hulle sing op 'n Sondag. Hulle lyk veilig, maar is baie gevaarlik. Satan is mal oor godsdiens, vriende. Hy's mal daaroor. Hy stoot dit, hy bou dit. Hy's nie daarteen nie. Dis een van sy gunsteling vernietigingsmetodes. Kry jou besig in godsdiens, laat jy dink jy's reg, maar jy's nog steeds aan sy kant. Hoekom? Want jy vernietig nog steeds. God is besig om sy volk te herstel. Dis duidelik. Almal kan dit sien. Hy het dit in 1948 sigbaar en fisies begin doen en hy gaan voortgaan om dit te doen en hulle gaan van krag tot krag gaan en nou alreeds is die rykdomme van baie lande besig om na hulle toe te kom. Die Amerikaners help hulle met biljoene dollars. Biljoene. Dit gaan nog meer word en meer word. En soos wat die 1000-jarige vrederyk aanbreek, gaan dit na Israel toe stroom. Want dis God se eiendom. Daai lappie grond, omtrent so groot soos die Kreer Wildtuin, is God se grond. En hy gaan dit verheerlik. Hy gaan dit mooi maak. Jesaja sê vir ons, en die ander profete sien dit ook, dit gaan 'n lushof word. Pragtige plek. Dit het al reeds begin. Hulle het daai kanaal gebou van die Galileese See af tot in die Negev-woestyn. Hulle het spulpunte op, hulle verbou, hulle plant, hulle druppelbesproeiing daar. Hulle ontsout water uit die Middellandse See en pomp dit ook in daai stelsel in. Dit het reeds begin. Maar in die 1000 jaar van vrede gaan daardie plek so geseënd wees dat al die nasies sal na Israel kyk en sê, waarlik, God is met julle. God herstel, want hy's 'n hersteller. Hy bou op, want hy's die God wat bou en genees. En hy gaan hulle ryk maak, ryker as wat al hierdie moslimlande saam in hulle wildste drome kan begin dink om te wees, met al hulle olie. God gaan hulle ryk maak en hulle herstel. Dit is wie hy is. En hy wil nou ook al begin herstel in my, in jou lewe. Want dis wie hy is. Hy's 'n hersteller. Jy wat vandag na hierdie boodskap luister, kan ek jou vanmôre vra? Is jy aan God se kant deur wedergeboorte, nie deur godsdiens nie, deur wedergeboorte werklik bloed gewas, werklik gered, werklik en waarlik wedergebore met 'n veranderde hart vervul deur die Heilige Gees en daarom het jy 'n hersteller geword, 'n hersteller van verhoudings, 'n hersteller van mense, 'n hersteller van alles waaraan jy raak. Soos God, word jy toenemend soos hy? Of is jy nog aan die kant van die vyand en jy vernietig en jy verwoes jou eie lewe, jy verwoes die rondom jou, jy verwoes alles waaraan jy vat, want jy is nog aan die kant van die verwoester. God is op 'n herstelpad, vriende, met sy volk. Dit is wie hy is. En hy nooi ons om by hom aan te sluit.
Hy nooi ons. Kom saam met my op hierdie herstelpad. Ek wil jou herstel. Soos wat ek my volk gaan herstel, wil ek jou herstel. Ek wil jou gesin herstel. Ek wil jou lewe herstel, want sonde het jou vernietig. Maar jy moet by my aansluit. Jy moet kies teen die vernietiger en oorkom na my kant toe. En daarom is dit nodig dat ek en jy in hierdie oggend eerlik is met onsself en sê, Here, ek is nog aan die kant van die vernietiger. Kyk, ek vernietig myself, ek vernietig my lewe, ek vernietig almal om my, maar ek wil oorkom, Here, na u koninkryk toe, na die koninkryk wat bou, wat herstel en wat genees. Maar daarvoor moet ek kom bely dat ek verlore is. En ek moet wedergeboorte beleef deur die krag van die kruis. Sal jy hom toelaat om jou lewe te herstel op die een area wat dit werklik saak maak, geestelik? Vergeet finansiëel en al die ander dinge, gesondheid, dis tydelike goed. Sal jy hom toelaat om jou lewe te herstel op die een area wat werklik saak maak, geestelik gesproke? Sal jy duidelik kies om aan die kant van die hersteller te staan en weg te draai van hom wat vernietig? Want dis al wat tel vir die ewigheid. En dit is al wat vrymaak van die ellende en vernietiging van sonde. Miskien vra ek hier die laaste vraag vir iemand wat hierna later op ons kanaal sal luister. Is alles om jou en in jou stikkend vandag? Dit is so omdat jy is aan die kant van die vernietiger. Sal jy vandag 'n besluit neem wanneer jy na hierdie boodskap geluister het en uitroep tot God wat jou wil herstel en wil genees en jou pad, jou lewenspad in 'n ander rigting wil stuur en jou nooi om 'n herstelpad saam met hom te stap, soos wat hy hierdie wêreld herstel en gaan herstel op die einde van die dag? Wat sal jou besluit wees? Sal jy ja sê? Of wil jy aanhou loop saam met die vernietiger en uiteindelik almal om jou vernietig, terwyl jou hele lewe uitmekaar uitval? Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, u woord is so duidelik. U is besig om u volk en u land te herstel. Daardie stuk eiendom in die Midde-Ooste wat aan u behoort en wat u aan Israel gegee het as 'n ewige verbond. Ons sien voor ons oë hoe hierdie profeseë in vervulling gaan. En ons weet haas gaan u kom en die 1000 jaar vrede gaan aanbreek en u gaan hulle herstel op wonderbaarlike maniere. Maar Here, ek dink vanmôre aan daardie persoon wat na hierdie boodskap luister en wat hulle hele lewe lank nog aan die kant van die vernietiger staan. En nie besef het, Here, dat u is die een wat wil herstel en opbou, dat dit is wie u is nie. En daarom is hulle lewens stikkend en vernietig, val uit mekaar uit. En ek wil bid vir daardie persone, Here, dat hulle in hulle stikkend na u toe sal draai, en sal sê, Here, herstel my ook. Gaan my nie verby nie, eiland. Raak my ook aan. Here, red hulle deur die bad van die wedergeboorte, vul hulle met die Heilige Gees, en herstel hulle lewens geestelik, Here, en dat hulle almal om hulle help om te herstel. En Here, ons bid hierdie dinge, sodat u naam verheerlik kan word, soos u ook in hoofstuk 60 sê, ek doen hierdie dinge, sodat my naam verheerlik kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.